Net vir 'n oomblik daar waar jy staan, terwyl die musiek so sag speel, wil jy nie net stil raak in jou binneste en besef en erken, God is Heer nie. Net vir 'n oomblik. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Besef sy almag nou oor jou lewe. Besef sy goedheid en sy goedertierendheid. Word bewus van sy krag, sy teenwoordigheid, sy gees. Raak bewus van wat hy in jou hart nou wil spreek, kind van die Here. Wees ontvanklik en oop, terwyl jy stil is, om te ontvang dit wat hy nou vir jou wil gee, nou vir jou wil sê. In jou binneste, in jou inner mens, in jou inner wese, begin om dank en loof en prys, vir wie hy vir jou is, en wat hy vir jou beteken. Sê vir hom dankie vir sy godheid, sê vir hom dankie vir sy almag, sê vir hom dankie vir sy soewereiniteit en sy liefde. Sy liefde wat jou en my kom deurdra het. Sy liefde wat ons uitgered het, opgerig het, opgetel het. Sy liefde wat jou geplaas het, geanker in sy godheid, waarin jy kan vashou op 'n lewende hoop. Dank hom vanmôre daarvoor, kind van die Here. Dank hom vanmôre dat jy nie 'n weeskind is nie, maar jy toegevoeg is tot 'n goddelike koninkryk, 'n huisgesin in Vader, in Seun en in Gees, in sy teenwoordigheid. Dank hom vanmôre dat jy geag kan word as kind van God, want wanneer hy na jou kyk, en hy kyk deur dit wat sy Seun vir jou gedoen het, het jy aangeneem, het jy in sy huis ingeneem, en jy is sy kind vanmôre. Hy kyk nie minder na jou nie, hy kyk na jou as sy kind, sy geliefkoeste kind, wie hy so geliefd het. Word stil in jou binneste en besef, hy is jou Heer. Vader, ons dankie vir die almag, en ons dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat ons vanmôre weer eens 'n voorreg het om in u teenwoordigheid te kan vertoef. Dankie dat u hier is. U is nie aannemer van mens of persoon nie, maar Vader, u liefde het gebrand vir elkeen in hierdie wêreld. U het nie selektief gekies nie. U is daar vir elkeen. En elkeen is toeganklik tot u. En waar kinders en gelowiges bymekaar kom, daar is u vanmôre en u is hier vanmôre. In hierdie gebou is u vanmôre. U teenwoordigheid en die Gees is hier en ons dankie daarvoor. Ons eer u. En dankie dat u in ons harte kom spreek vanmôre. En dankie Here, dat u vanmôre verandering gaan bring in mense se harte en mense se lewens. Ons eer u daarvoor. In Jesus kosbare naam. En die kinders van God sê, Amen. En Amen. Loof Koning Jesus. Die Here sê, maak nie saak waardeur jy gaan nie. Hy is jou verlosser. Ons staan vanmôre op heilige grond. En die Here sê nie deur krag, maar deur geweld, maar nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Heer. Hy sê staan op en draai terug na hom toe. Hy wil jou help, soos die verlore seun wat opgestaan het en na sy vader toe gegaan het. So wil God hê julle moet opstaan en terugkeer na hom toe. Dankie Suzette. Al ons maatjies, julle kan uitbeweeg. Nou geliefdes, wat 'n voorreg om saam met jou te kuier vanoggend. Nou ek wil net voor ek by die woord, en dankie vir daai gehoorsaamheid Suzette. Die Here wil hê ons moet terugkeer na hom toe. Maar ek wil voor ek by die boodskap kom vanmôre net gou vinnig kort gedagte met jou deel. Soos julle nou almal weet, is hierdie laaste 2 weke op sosiale media aan die gons oor die wederkoms van Jesus. En ek het in hierdie tyd nog nooit ervaar hoe gelowige mense
teen medeboeties en sissies kan uitvaar nie. Nou ek wil nie vanmôre met jou kom preek oor die wederkoms nie, ek wil net 'n gedagte met jou los wat hier op my hart lê en ons weet daar is 'n welbekende sanger en prediker en boetie in Christus wat in sy hart voel en gelei voel en sê dat die koms van die Here is komende Woensdag, die 23ste, 24ste. Nou geliefdes, daar is so baie tweespalk nou in die kerk rondom dit. En die woord van God, en ek wil dit net in jou hart los vanoggend. Die woord van God sê vir my in 1 Tessalonisense, blus die gees nie uit nie. Dan sê hy, verag die profesieë nie. Beproef alle dinge en behou die goeie. Met ander woorde, wat die woord sê is, kyk na die profetiese woord wanneer die profeet opstaan en praat. En as God aan 'n profeet verskyn het en 'n boodskap vir hom gegee het. Luister na daardie profetiese woord, toets dit aan my woord. Kyk of dit so is en behou die goeie. Hy sê nie oordeel nie, hy sê nie sê sleg nie. Hy sê nie maak 'n spottery daarvan en jak dit af nie. Nou wat probeer ek vir jou sê vanmôre, kind van God? Die woord van die Here leer vir my, ons moet mekaar groet met die woorde, Maranatha, Jesus kom. Amen. So Jesus kom, hy kom beslis. En as die profeet gesê het, hy kom Woensdag, dan wil ek glo hy kom Woensdag. Maar die woord van God sê ook vir my, dat geen mens weet die bepaalde tyd en uur nie. So ek gaan hom nie oordeel daardeur nie. Het die profete fout gemaak in die Bybel? Baie keer het die profete, en ek wil nie daaroor praat nie, die profete ook foute gemaak. Hulle het baie keer 'n visie by God gekry, hulle het dit nie altyd verstaan nie, en hulle het dit gebring soos dat hulle dit verstaan het. En baie keer het hulle eie ook bygevoeg. Baie keer het Paulus gesê, so sê die Here, en dan sê hy, en ek sê, nie die Here nie, maar ek sê. So baie keer praat 'n profeet ook uit sy hart uit. Nou dit is hierdie profetiese woord, dis die persoon, en ek gaan nou nie by name noem nie, en ek respekteer hom, en ek is nog steeds lief vir hom, dit is in sy verwagting dat dit so gaan wees. Ek en jy moet leef met daardie selfde verwagting. Sou dit wees, prys die Here, dan gaan ons huis toe. Dan is ons verlos. Maar sou dit nie wees nie, wil ek vir jou vandag nog steeds aanmoedig, leef nog steeds met 'n wederkomsverwagting. Leef nog steeds om die Here te ontmoet, want die belofte is, God gaan kom. Dis 'n profetiese woord. Die woord sê, dit sal wees soos in die dae van Noag. In Noag se tyd het Noag die boodskap uit die waarskuwing uitgestuur, wat die mense gedoen net soos vandag. Hulle het gespot en hulle het getwyfel en hulle het groot gepraat. Die verskil net is, God het nie vir Noag gesê, wanneer gaan hy die reën stuur nie. Hy het gesê, wees gereed. En ek wil jou aanwakker vanmôre, of nou Woensdag gaan wees of nie Woensdag gaan wees nie, wees gereed. Ter enige tyd, ons kan hier staan vanmôre in diens hou, en Here kan kom. God is nie beperk in tyd nie. Jy kan ons nie vasmaak in tyd nie. So ek wil dit net vir jou in jou hart sê, kom ons oordeel nie. En dit bring my by die boodskap ook, jy sal weet, die laaste paar sonde het ek met jou gepraat, die eerste Sondag was, die tafel is vir jou voorberei, in die teenwoordigheid, in die aangesig van jou vyande, daar is plek vir jou vyand in die tafel, wees ek en jy om te besluit, die vyand is nie welkom aan tafel nie, want Christus het vir die vyand gesterf. Hy het 'n tafel voorberei vir die vyand. Judas, wat sy vyand was saam met hom aan tafel gewees. Petrus wat hom verraai het 3 keer, uitverkoop het en gesê, ek ken hom nie. Sy vyand op daai oomblik was saam met hom aan tafel en nog het die Here vir hom brood gebreek, hy het nog vir hom wyn gegee om te drink. Wees ek en jy as geloof om te besluit, die vyand is nie welkom nie, want hy kan ook by God uitkom. En ons het gepraat oor barmhartig, wees barmhartig, want jou Vader is barmhartig, moenie oordeel nie, sodat jy nie veroordeel sal word nie. En dit is so maklik in die kerk en in die gelowiges, en ek het dit die laaste week beleef, met hierdie persoon wat hierdie profetiese woord nou in sy hart het en opleef, dat so baie gelowiges, en dit is hoekom die Here ons waarsku en moenie dit doen nie, so baie gelowiges wat opstaan en begin oordeel en veroordeel, en die oordeel kom ons nie toe nie, want God alleen is die een wat oordeel op die dag wanneer hy gaan terugkom, om finaal af te reken met die vyand en die boosheid. En ek wil jou aandag vestig nou op Lukas 6, ons gaan aan by Lukas 6, en hierdie is eintlik 'n teersaakie. Hierdie boodskap is nou, dalk weer een van die boodskappe, miskien gaan jy tone kriewel, ek weet nie. Ek gaan die verskoning maak nie, maar as jy tone kriewel, let it be.
Laat toe dat die Gees van God dan in jou hart spreek vanmôre. Let it be. Maar ek wil met jou praat oor die gedagte, kyk eers na die balk. Kyk eers na die balk, voor jy die splinter wil verwyder. Kom ons lees uit Lukas 6:41. Die Here gaan aan, ons is nog steeds in Lukas 6. En waarom sien jy die splinter
ek trou jou nie. Ek het vir haar gesê, wys my in die skrif dat dit so is, ek sal hulle met graagte trou. Want die woord sê nie so nie. So die balk, gelowiges het 'n balk in hulle oog en hulle kyk na ander met 'n kritieke of 'n sensuurgees. Sê Jesus dan nie in sy woord, dat jy wat sonder sonde is, tel die eerste klip op en gooi hom nie? Wie is bereid om 'n klip op te tel en te gooi? Niemand nie. Want ons almal het maar 'n mate van 'n balk in ons oog. Morgan glo, dit is 'n groot probleem onder die gelowiges en hy het dit daai tyd verkondig en dit is 'n groot probleem onder die gelowiges. Want dit is hoe gelowiges rondloop vandag. En ek is nie daar om gelowiges uit te kry nie, geliefdes. Maar as ons kritiek na ander kyk en veroordeel en beoordeel, dan moet ons werklik hieroor besin. Gelowiges kan krities raak teenoor ander. En hulle sal bepaal wat is sonde en wat is aanvaarbaar volgens my voorskrewe. Dit vind ons vandag. En hierdie sensuurgees, geliefdes, maak dat mense so maklik van ander wil onttrek en sê, ek wil met jou niks te doen hê nie. Ek wil met daai kerk niks te doen hê nie. Ek wil met die Here niks te doen hê nie, want ek het seer gekry in kerke, want mense was te krities oor my gewees, omdat ek dit en dit en dit in my lewe gedoen het. Die waarskuwing is, kyk na die balk in jou eie oog voor jy die splinter uit 'n ander ene wil verwyder. Daarom loop kerke leeg vandag, geliefdes. Mense sou verwag het dat na hierdie aankondiging van Woensdag en prys die Here as hy kom, ek is reg om saam te gaan. Sy nie kom nie, ek is nog steeds reg om saam te gaan, wanneer ook al hy kom. Maar mense het die verwagting gehad dat kerke nou sou vol sit en soekend wees na die Here. Maar hulle is nie, as gevolg van die kerk wat te krities oor hulle is. En daar gaan nog steeds kritiek aan in die lewe. Mense se verwag dat mense hulle harte vir die Here sou gegee het. Toegestroom het, siele wat die Here soek. Maar hulle loop met seer daar buite rond. Want geliefdes, ons oordeel te maklik. As jy nie aan my standaard voldoen nie. As jy nie aan my standaard voldoen nie. Dan is ek jammer. Dit is so die kerk op 'n stadium, hopelik nie in hierdie kerk nie, maar op 'n stadium is of was. Is dit nie maar ook hoe die skrifgeleerdes en die fariseërs gedoen het, toe hulle na Jesus en sy disippels gekyk het nie? Julle voldoen nie na die standaarde volgens die skrif wat ons het nie, en die wette, en al hierdie aspekte nie. En met julle nie voldoende nie, is julle nie waardig nie. Dit was hulle verkondiging gewees. So balke kan jou geestelike beginsels in die lewe belemmer, geliefdes. Hoekom is dit moeilik om te sien as jy 'n balk in jou oog het? Want wanneer 'n persoon wat met hierdie geestelike trotsheid, kom ons noem dit maar so, en volwaardigheid in hom rondloop of in haar rondloop, vorm 'n trotsheid in hulle self. Dis waar die skrifgeleerdes en fariseërs ons almal so gewees. En dit maak dat jy blind raak oor die werklikheid, oor jouself, oor jou eie lewe. Here waarsku ons, hy waarsku sy disippels en hy waarsku ons daarteen. Hy sê pas op, want hierdie balk in jou oog sal jou verblind tot die waarheid van jouself. Tot die waarheid van jouself. Ons is so besig om splinters en foute in ander uit te wys, geliefdes, terwyl ons nie werklik besef wat 'n groot probleem daar in my eie lewe mag wees nie. En dit is wat die Here vir ons wil sê vanmôre. Wees stil en weet en besef net vir 'n oomblik. Besef net vir 'n oomblik waar ek staan en waar ek is vanmôre met my eie lewe. Dan is dit ook so dat wanneer jy 'n balk wil verwyder, wanneer die opdrag is, kyk eers en verwyder die balk in jou eie oog, dan wil ek vir jou sê, om 'n balk te verwyder, kom soms met rebelsheid. Om 'n balk te verwyder is soms 'n pynlike proses. Die Here verduidelik dit vir ons, en wat bedoel ek hierby? Die Here gebruik een basiese voorbeeld, die oog. As jy na jou eie oog kyk, oog is baie sensitiewe orgaan in jou liggaam. Hy gebruik die oog in sy illustrasie weens die sensitiwiteit van 'n oog, geliefdes. Dus selfs 'n klein stukkie stof in jou oog bring ongemak. Dit bring 'n krapperigheid,
bring pyn. Dit kan 'n pynlike proses wees. Het jy al 'n haartjie gehad, 'n ooghaartjie wat in jou oog insteek en hy wil nie uit nie, en hy krap en hy krap en hy krap en jy later so gevryf en is rooi en dis 'n pynlike proses. Jy raak soms so geïrriteerd, kan dit net nie ophou nie. Tot jy die probleem gekry het. Om te verander in God se woord, wanneer jy na jouself moet kyk, of om anders te wees, en anders na situasies te kyk, kan soms 'n pynlike proses vir jou en vir my wees. Dis wat die Here ons sê hier. Jesus gebruik hierdie voorbeeld van 'n balk om ons aandag te vestig op die grootheid daarvan. 'n Balk is nie klein nie, dis groot. Praat met 'n bouer, 'n balk wat oor 'n dakkap kom, teenoor 'n klein stukkie splinter. Jesus gebruik hierdie balk voorbeeld om ons aandag te vestig op die ernstigheid daarvan, geliefdes. Die ernstigheid van hierdie probleem. 'n Balk is 'n groter bedreiging vir die oog as wat 'n splinter is, 'n klein splinter. Want om 'n balk uit die oog uit te verwyder kan baie pynliker wees as om net 'n splintertjie uit te krap. Dis hoekom die woord van die Here sê, vir ons hier probeer sê, keer innerlik na jouself en werk en deel met die pyn in jouself voor jy na ander kyk. Kry selfgenesing voor jy na ander wil kyk. 'n Splinter sal soms net so oppervlakkig op die oog lê. Jy kan hom net so afvee, hy sal uitkom sonder om skade te maak. Dit sal soms 'n krapperigheid of 2 veroorsaak, maar met behoorlike sorg kan jy hom redelik vinnig en gou verwyder. Met baie min pyn, baie min frustrasie. Terwyl die balk in die oog ingebed is, hy's ingesteek. Dit veroorsaak groot pyn, selfs blindheid. Die Bybel sê vir ons vanmôre, geliefdes, kyk na jouself. Die waarheid in jouself maak soms seerder as die waarheid wat jy in ander wil sien. Dit maak soms seerder as wat jy ander wil blameer vir hulle tekortkominge, vir hulle foute wat hulle begaan het. Die waarheid veroorsaak soms meer pyn wanneer ek self ondersoek doen. In plaas daarvan, wanneer ek die blame wil skuif na ander. Kyk na self, daar gaan pyn wees, dit gaan seer wees. Maar wees bereid, geliefdes, om die pynlikheid by die verwydering van hierdie balk deur te maak en die Here te vertrou en te sê, Here, ek wil hierdie balk identifiseer, ek wil hom uithaal, ek wil skoon en rein voor U wees. Dit gaan nie oor die een of daai nie, dit gaan oor my. Ek wat soewerein voor God moet wees, ek wat heiligmaking moet nastreef. Wees bereid om jouself te ondersoek, fokus op jou eie tekortkominge vanmôre, groei geestelik, voor jy na 'n ander een wil kyk. Fokus op jouself. Bou jou lewe sodat jy 'n goddelike karakter sal weerspieël. So verlede week daarna gekyk. Die woord sê wees barmhartig want God is barmhartig. En ons moet barmhartigheid weerspieël. Wees bereid om deur die pynlike proses van verandering te groei en wees oop om eers die balk in jou eie lewe te verwyder voor jy wil vinger wys na iemand anderste. En dan eers met die verwydering van die balk, geliefdes, uit jou oë en uit my oë, sal ons in staat wees, sê die woord, om 'n ander een te kan help met die splinter wat in hulle oog is. Jy gaan vriende en familie kry wat nodig het om gehelp te word met splinters in hulle oë, dit is so. Hulle het jou hulp nodig, hulle het my hulp nodig en ons bediening nodig. Hulle het ook nodig dat ons hulle moet help met die dinge wat lastig is en wat pla in hulle lewe. Dis hoekom Jesus vir ons sê in die 42ste vers, gefynste, hy sê gefynste. Al het jy 'n balk in jou oog, hy sê vir jou gefynste. Hy sê jou kosbaar is jy nog steeds vir hom. Hy sê, haal eers daardie balk uit jou oog uit. Dan sal jy goed, duidelik kan sien. Jy sal sig in jou oë hê om te kan sien. Hoe? Nie om die splinter uit te krap nie, hoe om die splinter uit 'n ander een se oog uit te haal. Maar begin eers by self. Jy sal eienskappe ontwikkel, geliefdes, as jy na jouself begin en kyk om te verander. Wat nodig is om ander te help, om self deur hierdie pynlike proses te werk, om heiligheid in hulle lewe te ontwikkel. Heiligheid.
heiligheid. As jy na jouself kyk, dan ontwikkel jy sagmoedigheid. Wanneer die balk uit jou oog uithaal, ontwikkel jy sagmoedigheid. Dit is my baie interessant, geliefdes, as ek so intoe kan blaai gou, net jou aandag vestig op 'n gedeelte wat Paulus skryf in Galasiërs 6:1. Dit is vir my baie interessant, dat dit is ook die boodskap waarna Paulus verwys, oor sagmoedigheid as hy skryf. Hy sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid. Sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let, wat sê die woord? As jy reg help met sagmoedigheid, moet jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dat jy ook nie, die ou Afrikaanse terme staan, ook nie maar agter die deur staan nie, en met die foute in jou lewe rondloop nie, en sekere dinge goedkeur, en sekere dinge nie goedkeur nie, terwyl jy aan ene wil reg help. Kyk na jouself. Die gees van sagmoedigheid is 'n nederigheid wat ek en jou ontwikkel, as ons van die balke in ons eie lewe, nie in ander se lewe nie, in ons eie lewe, sal ontslaa raak. Jy ontwikkel nie net sagmoedigheid nie, jy ontwikkel empatie, jy ontwikkel simpatie. Met ander woorde, jy ontwikkel 'n begrip met ander, 'n begrip oor ander. Ek het 'n begrip saam met my boetie wat hierdie verwagting het, dat die Here gaan kom. Dit is sy verwagting, ek het ook daardie verwagting. Net anders as hy, ek verwag die Here enige oomblik, enige dag. Ek gaan nie 'n dag en 'n datum daaraan koppel nie, maar ek verwag. Ek het begrip, ek het empatie, ek het simpatie. Want ons kinders van die Here loop in hierdie wêreld rond en ons verlang al lankal, Here, kom verlos ons net van hierdie wêreld. Kom verlos ons net van hierdie boosheid. En as jy kyk wat in hierdie wêreld gebeur, dan wil ek vir jou sê, dis nie meer ver nie. Dis nie meer lank nie. It's gonna happen. Op God se terme. Op God se terme. Ek het begrip, ek het empatie, simpatie. Jy sal die pyn ken van 'n broer en 'n suster en 'n vriend. Jy sal dit ervaar. Jy sal begrip toon. Jy sal die vermoë hê om saam met hulle te huil wat huil, saam met hulle te ween wat ween, saam met hulle hartseer te wees, maar saam met hulle ook te celebrate en saam met hulle opgewonde te wees. Dis wat jy ontwikkel as jy die balk uit jou eie oog uit wegvat. As jy die balk uitvat, geliefdes, en wegneem, word jou geloof versterk in God. Want soos God jou in staat stel om hierdie balk uit jou lewe uit te verwyder, so sal jou vertroue in God se vermoë wees om nie net jouself te help nie, maar ook om ander te help in die lewe. Om hulle die guidance te gee, die regte pad te gee. Jy sal besef dat daar waar God jou uitgehelp het, daar kan hy 'n ander een ook uithelp, selfs jou vyand. Die eerste boodskap het gesê, wees lief vir jou vyande. Jy moet lief wees vir hulle. Jy moet hulle nie vervloek of wegskaat nie. Jou uitkyk na ander sal heeltemal, jou persepsie sal anders te wees. So ek vra vanmôre vir julle die vraag, ek sluit hierdie boodskap. Ek vra vir julle die vraag, waar moet jy begin? Waar begin ek en jy? Jy begin deur God te vra, Vader, identifiseer die balke in my lewe. Help my om dit te sien, wat dit ook al mag wees. En dan vat jy die woord van God en die werk volgens die skrif van God om dit uit jou lewe uit te kry. En jy groei daarin. Jy groei daarin. Dit kom terug na jou verhouding met God die Vader. 'n Verhouding. Dis die belangrikste. Hy praat met kinders van God vanmôre. Christo, wil jy nie vir my kom saggies speel nie. Hy praat met kinders van God vanmôre. Terwyl Christo vir ons gaan speel, wil jy nie net jou oë sluit vir 'n oomblik nie. Ons almal loop met balke in ons oë. Ons almal wil so graag ander ook altyd reg help of teregwys op hulle foute. Terwyl die woord ons ander se leer vanmôre. Leer ons wees sagmoedig.
simpatie, empatie met ander. Ook leer die woord, turn inside, draai binnekant, kyk vir jouself, selfondersoek. Selfondersoek vanmôre. Die woord van God sê, as jy vir my sê, jy sonder sonde, dan lieg jy vir jouself. Ons almal maak foute. Jesus het nie gekom om die foute te oordeel, hy het gekom om die foute weg te neem. Aan die kruis het hy gesterf vir ons, vir sonde. Het is vrygemaak. En ek en jy wat in sy geregtigheid staan, het die vermoë vanmôre om te sê, Vader, hier is my foute, ek lê dit voor U neer. Verwyder hierdie balke. As jy 'n balk of 2 in jou lewe het, vertrou dit nou aan God toe. Ek wil jy met vir 'n oomblik net vergeet van die wat teen jou is. Die wat jy as vyand beskou. Die wat jou te nagekom het. Die wat jy ag met splinters in hulle oë. Ignoreer hulle net vir 'n oomblik. Skuif jou fokus weg van hulle af, los hulle in God se hande. En sê, Vader, sien my raak. My met my foute, hier staan ek voor U, of hier sit ek voor U, my met my foute. Ek wil nie my foute kom regverdig nie, ek wil nie daaroor kom redeneer nie, ek wil dit nie justify nie. Ons is in 'n era waar mense wat foute maak het graag en al te graag wil justify. Jesus het nie gesê moet dit justify nie, hy het gesê laat staan dit. Vertrou dit in my hande en laat staan dit. Los jou foute in die hande van God vanmôre. Net daar waar jy sit. Dit is 'n Godsaak tussen jou en God vanmôre. As jou hart nog nie vir God gegee het nie, dan is daar 'n baie groot balk wat jy moet uithaal. 'n wêreldgesinde balk. Sê, Vader, ek gee dit vir U, ek ruk dit uit. Ek wil by U uitkom. Die groot vraag na aanloop van hierdie hele 2 weke op sosiale media, en ek vra dit nie om jou bang te praat vanmôre nie, maar sê nou net, die Here kom Woensdag. Gaan daar 'n balk of 2 in jou oog wees wat gaan verhoed dat jy saamgaan? Gaan jou lewe reg wees? Of is jy gereed om saam te gaan? Nie net vir Woensdag nie, maar enige dag, enige tyd, is jy gereed? Is jy reg? Maar die tyd is min. En God gaan sy seun stuur om sy bruid te kom haal. Wil jy jou lewe weer toewy aan God vanmôre, of wil jy God toevertrou om hierdie balk uit jou oog uit te haal? Wil ek vir jou vra, staan net vir my saam op jou voete. Niemand gaan rondkyk nie. Staan net vir my saam op jou voete. As jy God vertrou vanmôre. Ons gaan dit nie uitrek vanmôre nie. As individue wat staan, ons gaan die Here vertrou. Vader, ken hulle harte. Niemand kyk rond nie. Daar waar jy in die banke sit, praat met jou God. Praat met jou God. Terwyl ons gaan bid en die Here vertrou om balke te verwyder. Om lewens weer aan te raak. Vader, ek dank U vir die liefde en die genade. Genade wonderbaarlik groot. Ons dank U vir dit wat U vir ons gedoen het, deur die seun aan die kruis te stuur, om vir elke sonde toestand en elke balk te kom sterwe. Vir ons die oorwinning te bring deur die opstanding uit die dode. En hier staan individue hier reg voor U. Niemand van ons is sonder foute nie. Want as ons sê ons is sonder foute, Vader, dan is ons nie eerlik met onsself nie, dit is wat die woord vir ons leer. Maar hier staan individue wat erken, daar is foute wat aandag nodig het. Dis balke wat verwyder moet word.
Daar's harte wat weer moet belong aan U. Ons wil U kom vertrou, Vader, op U wyse, op U unieke wyse, om in elke hart te kom inspreek vanmôre. Mag U Gees nou teenwoordig word. En die omstandighede en die situasies verander. 'n ommekeer in harte, 'n ommekeer in lewens. Elkeen wat by die sosiale media ingeskakel is of later gaan luister, wat in hierdie gebed ingesluit wil wees, Vader, dat julle harte ook sal aanraak. Sal heel maak, sal genees. En vir ons die versekering gee dat ons is kinders van God. Ons dra nie twyfel nie. Ons bekommer ons nie daaroor nie. En ons is gereed om U te ontmoet enige oomblik van die dag of die nag, wanneer U gaan bepaal om te kom, Vader. Ons wil net by U skuil en by U skaat. Ons lewe nie toevertrou. Dis U daarvoor. Dankie vir dit wat U nou doen in harte vanmôre. Verlossing, vrymaking, versterking, bemoediging. Is eer U daarvoor. In naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. En amen. Loof Koning Jesus, jy is so welkom om jou sitplek te neem. Baie dankie, mag die Here jou seën. Mag hierdie boodskap in jou hart groei hierdie week. En mag jy nog steeds 'n wederkomsverwagting hê. Maranatha, Jesus, kom. Wees gereed om saam te gaan wanneer hy kom. Ek weet nie wanneer nie, maar wanneer hy kom. Wees gereed. Kyk uit vir my en ek kyk uit vir jou. Die Here seën jou. Amen. Ons gaan opstaan, ons gaan die laaste lied saam sing. Sakkie, wil jy iets gesê het? Na ons gesing het, moenie net uitstap nie voor ons bid, wil Sakkie net iets sê. Baie dankie. En as ons afgesluit het, skakel by ons in by die koffiekafee, geniet 'n koffie, 'n koeldrank en 'n verversing saam met ons. Die Here seën jou in hierdie week. En manne, moenie vergeet om vir my deur te gee oor Saterdag nie. Ek wil graag die wat daar kan wees, julle name opkry. Baie dankie. Amen, kom ons staan op en sing die laaste lied saam. Dis 'n geloofsverklaring wat sê die Here sal vir my 'n pad maak. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. Love and strength for each new day. He will make a way. God will make a way. God will make a way
Julle kan net julle sitplekke neem. Goeiemôre. Ag ek wil net vir Woensdag 'n reëling maak. As daar mense is wat wil kom, moenie wegbly nie. Kom. Ons gaan 9:30 bietjie praat oor vreugde. En ons gaan soos die woord of soos die Here ons lei. Ons is 'n paar mense wat die woord bring. Ben en nog ander. Maar ek gaan praat oor vreugde, een van die karaktereienskappe van Jesus Christus. Dit is daar's 34 Bybelstudiestukke. So ons gaan Woensdag begin met vreugde, wat die eerste een is. En as ek weet van die mense werk nie, voel vry om dit by te woon, 9:30. Laat weet my net as jy wil braai. Na die tyd, dit sal so 11:00 wees, en dan gaan laat ek net genoeg vuur kan hê. So bring jou eie vleisie en iets wat jy wil saam eet, en ons gaan saam kuier. En as daar iemand is wat regtig nou nie 'n vleisie het nie, worsie of iets nie, praat net met my. Moenie wegbly omdat jy nou dit nie kan doen nie. Kom asseblief, kom ons hê vreugde. Ja, soos Johan sê, miskien het ons groter vreugde, maar ons moet in elk geval elke dag vreugde hê. En mag die Here julle seën in hierdie middag. Kom ons sluit sommer af. Ekskuus. Ons dierbare hemelse Vader, ons dankie vir u Gees. Ons dankie dat u met ons praat en dat u nie ver is nie. Dat u elke oomblik met ons is. O Here, maak ons harte oop. Dat ons in hierdie dae wat ons partykeer voel dit gaan net te erg, weet dat u is in beheer. U grootheid en u goedheid en u heers, en ons kan net die guns van u ontvang. Gaan met ons in hierdie middag, en dat ons kan uitstap om ligdraers te wees van u koninkryk, en ons eer u naam daarvoor, in Jesus kosbare naam. Amen. Geen net vir 'n ander sakkie net, hy wil iets sê. Pierre, ek weet nie, daai foto, julle weet nou, ons het 'n bord wat ons wil opsit hier by die gemeente, en ons het nou goed gedink, ons gaan dit 'n gemeenteprojek maak, en ons het eintlik 'n goeie span mense hier, ons kan dit vinnig laat gebeur, maar ons het besluit, ons gaan dit vir die gemeente los, en elkeen 'n bydrae maak, en ons gaan fondse insamel, en ek dink Sakkie het al begin pannekoeke bak, en almal is betrokke, so ons wil graag daai bord, of naambord, hier buite opsit hier voor, en elkeen kan betrokke raak. Ek dink ons kan, die reëlings kan met Sakkie en pastoor getref word, maar ons wil hê almal moet 'n bydrae maak, en dan sal ons weekliks vir julle sê waar ons staan en wat ons kort. Ek dink die bord is so 30.000, nee. 36. Ek dink ons sal volgende week presies meer die bedrag sê, maar almal asseblief raak betrokke. Pastoor het laas gesê, hierso is, ek weet nie hoeveel 1000 mense wat hier verby ry weekliks, en hoeveel blootstelling dit vir ons kan wees nie. Ons het 'n besonderse gemeente, en partykeer weet mense nie eers wat se kerk is dit. Hulle kyk nie, hulle ry net verby, maar iets soos daai is nogal opvallend. So raak asseblief betrokke, al is dit R20 of R100, of as iets wat jy kan gee, dra asseblief by tot by die bord. Baie dankie. Amen, ons is vandag, dankie julle.